'n man het eendag in die berge gaan stap en hy is deur baie digte mis oorval. Hy het soek sy pad vorentoe probeer vind en in sy gesoek het hy oor 'n kraans geval. So in sy val het hy 'n takkie beet gekry en daar die man gehang. Hy het so opgekyk en gesê, "Is daar iemand na bo?" En God het geantwoord, "Ja, ek is hier, maar glo jy in my?" Hy het gesê, "Ja, ek glo nie, ek gaan altyd kerk doen, ek lees my Bybel en ek help ander mense met hulle probleme en ek gee vir die kerk en al sulke dinge." En God het gesê, "Ja, dis wonderlik dat jy dan in my glo. As jy dan so goed glo in my, laat los dan nou maar die takkie." Die man het so 'n bietjie gestil gebly en hy het gesê, "Is dit dalk iemand anders daarbo?" Toe die mis wegtrek, het die man ontdek, sy voete was die heeltyd 10 duim van die grond af. Dit is geloof. Laat los nou maar die takkie. Dit is wanneer God ons roep om in 'n verhouding met hom te leef, dat hy vir ons die bonatuurlike dimensie van sy God wees kom oopbreek. Wat bedoel ek daarmee? God doen altyd bo en groter as wat ons met ons logika dinge kan uitredeneer. Juist daarom wanneer hy vir Abraham roep, sê vir hom trek. Abraham se reaksie is, "Here, waartoe?" God sê vir hom trek, "Ek sal vir jou wys waartoe jy moet trek. Maar gaan op pad, los alles wat vir jou saak maak en stap die pad saam met my." En weet jy, dit is die wonder van God se pad met jou en my. Wanneer ek en jy dan besluit dat ons kind van God, vriend van God wil wees, dan moet ek en jy nou maar aanvaar, ons logika gaan nie werk nie. Dink maar aan al die plekke waar God in die Bybel met mense gewerk het. 'n Moses wat by die Rooi See kom, 'n Petrus wat Jesus sien loop op die water. Was Jesus se antwoord altyd binne hulle logiese grense? Nee. Jy sien, wanneer Jesus sê jy moet dinge doen, dan sê jy moet dinge doen wat logies nie verstaanbaar is nie. Nou vandag sit jy dalk ook op 'n plek dat jy nie mooi weet wat moet wees nie. En jy wonder ook, Here, hoekom is ek op hierdie plek? Hoe het ek hier geland? Maar jy weet ook, dis nie die plek wat hy vir jou wil nie. Ek wil vir jou waarsku. Jesus sê mos, ons moet die koste bereken wanneer ons dan saam met hom op pad wil gaan. In Lukas 14 vers 27 en 28 sê Jesus, "Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie." As jy Jesus wil volg, dan moet ek en jy 'n klomp dinge agterlaat. Maar een van die dinge wat ek en jy dan ook moet agterlaat, baie vinnig, is ons koppe. Want weet jy, God werk nie binne ons logika grense nie. Hy is God, hy is anders as ons, en hy nooi ons uit op hierdie avontuur om saam met hom te kom lewe, te ontdek wie hy is en hoe 'n groot avontuur die lewe kan wees. Het jy al begin pak? Is jy bereid om saam met God op pad te gaan en sy vriend te word, soos wat hy jou leer wie hy is, wie jy is en hoekom jy is? Die Here seën vir jou.